Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Kom ons sal ook 'n lekker hande klap gee. Hoe awesome. Lekker. Prys die Here. Dankie dat julle my so 'n bietjie laat rondloop het laasweek. Ons het so 'n bietjie gaan hokkie kyk. Lokal het Mpumalanga hokkie gespeel. Julle het brag gehoor, net so. Het is lekker om trots te wees op ons kinders, nee, amen. Ek gaan nie nou fotootjies wys nie, moenie worry nie. Okay, is lekker. Ek wil vanoggend begin deur julle 'n storie te vertel. Many years ago, lank gelede, seker so 17 jaar terug, ry ek en my vroutjie, ons kinders was nog nie daar nie, en ons ry plaas toe, daar waar ons bly. En die pad plaas toe is 'n grondpad, en die bome het die grondpad al so 'n bietjie toegegroei. En dis baie kronkel, draadjies en staf, en nie vinnig nie, kom ek om een van die draaie, en daar staan 'n jong bosbok ooitjie in die pad. En ek breek, en ek kry nie betyds gestop, en ek's bo oor hierdie bok, met my vrou se kar, sy het so reg 4 gery. En ek's bo oor hierdie bok, en nou stop ons, en ek kyk in die spieeltjie, en ek sien hierdie bokkie lê in die pad. En ek stop en ek klim uit en ek loop na die bokkie toe, seker so 10-15 meter van die kar af, en ek kom en ek buk af en ek tel sy kop op en ek laat val sy kop en ek is soos, Nou op daai stadium het ek en my vrou Vienna sy brood geleef, alright, dit was taai. Dit was baie taai, maar ek kyk die bokkie so en ek soos, poing, ek weet wat ek gaan doen. En die bokkie is klein genoeg vir my om hom op te tel. Ek gryp al 4 sy pote, maar hy's groot genoeg om gewigtig te wees, sodat ek voel hoor, maar ek moet vat om hom te vat. En toe ek daai bokkie in die lug het, toe kom hy by. En ek besluit nee, ek het klaar 'n plan met jou. En ek het hierdie bokkie en ek stoei met hierdie bokkie, dan kom sy poot los en dan skop hy, nou, daai pootjies is vlamskerp, hy skop vir my van die boot tot by my enkel, so sny in my been, die bloed loop, en dan het ek die poot, en het ek al 4 hierdie pote, en toe ek nou eventually hierdie bokkie so in my hande het, en ek is nou gereed, loop ek na die kar toe, en soos ek nader kom aan die kar, hoor ek die central locking, tuk, en ek soos nee, nee, en ek loop tot by die bestuurderskant, en ek staan daar, nou sit my vrou aan die ander kant, en ek kyk vir haar, en ek sê vir haar, maak oop die deur. En sy soos, nee. Ek soos, maak oop die deur. Maak net oop, en sy soos, ek gaan nie. Ek soos, maak net oop die deur, en sy soos, nee. Wat wil jy met die bokkie doen? En ek soos, man, maak net oop die deur. En sy soos, nee, wat? Ek sê, ek wil die bokkie inlaai. Sy soos, nee, vir wat? En ek soos, maak net oop die deur. En nou skop hierdie bokkie en alles. En ek sê vir haar, maak net oop. Ek wil die bokkie huis toe vat. Ons het 'n kampie. Ek sê, ek kan nie vir haar sê ek wil biltong maak nie, maar nou het sy soos, nee, is nie, maar jy laai nie daai bokkie in my kar nie. En hoe meer ek met hierdie bokkie stoei, hoe meer is sy soos, nee, ek weier. Ek sal nie. En ek is soos, wie van julle het al so gevoel? En ek staan daar en ek besef, ek gaan hierdie bokkie moet laat gaan. En ek sit daai bokkie neer en hardloop weg. As daai mans was in die kar, nee, het hulle uitgespring en hulle het met hulle Leatherman aangehardloop gekom en my gehelp biltong sny, nog voor daai bokkie by die huis is, nee? Maar dit was nie, dit was my vrou, wat die Here my gegee het, vir wie ek lief is, tot die dood ons van mekaar skei, okay? Staan net hier, ek wil jou 'n drukkie gee. Kan ons haar 'n lekker hande klap gee? Dankie vir die stories. Dankie vir die stories. Ons praat bietjie oor herlewing. En dis presies wat daai bokkie deur gegaan het. Herlewing. Hy was dood en hy het nuwe lewe gehad. Danksy aan my vrou.
Maar herlewing is 'n Bybelse konsep. Herlewing is 'n skriftuurlike konsep. Herlewing is iets wat elkeen van ons moet ervaar in ons lewens. En nie net een keer nie. Herlewing, ons sien herlewing in die natuur elke September. Kom nou, wie van julle het gesien hoe lelik raak die gras en die tuin, en dan wanneer die lente kom, dan wat gebeur? Alles herleef. Iets hoef nie heeltemal dood te wees om herlewing te beleef nie. Daai bokkie was nie dood nie. Daar was lewe in hom, hy was nie in die volle stand van wat hy moes wees nie. Hy het nie die volle lewe gehad op daai oomblik nie. Daar was 'n kar bo oor hom. Nou wie van julle het al in jou lewe gevoel of die lewe soos 'n kar, of miskien soos 'n trok, of soos 'n trein bo oor jou is? Almal van ons het herlewing nodig. Herlewing is ook nie net iets wat een keer gebeur nie. Ons sien in die woord, dan sien ons herlewing in Israel plaasvind, dan sien ons hulle verval, of hulle raak net lou, of hulle raak net koud, of hulle word gevange geneem. Die lewe gebeur. Met wie van julle het die lewe al gebeur? Wie van julle het al herlewing beleef? Lewe beleef. Jy's wedergebore, jy's gedoop, man, of jy het net een Sondag weer 'n recommitment gemaak, en jy voel hierdie vuur, en jy die lewe, en jy voel jy's reg vir die lewe, en dan gebeur die lewe. Een fight miskien met jou vrou, of met jou man, of met jou kinders. Een fight. En dan gebeur die lewe. En dan het ons net weer iets nodig. Ons is net nie waar ons moet wees nie. Ons voel so daai bokkie op die grond, en iets is boor ons, en ons het net nie daai lewe nie, en dan het ons 'n keuse om te maak. Jy het 'n keuse om te maak op daai oomblik. Gaan jy bly lê? Gaan jy bly lê? Want jy kan. Maar die kans is goed dat as jy bly lê, dat die volgende voertuig ook moet gaan ry. Gaan jy toelaat dat die lewe jou aan al 4 pote, 2 pote en 2 hande, maar gaan jy toelaat dat die lewe jou aan al 4 pote optel en wegdra? Jou gaan toesluit in 'n hokkie of biltong van jou maak? Gaan jy dit toelaat? Of gaan jy opstaan en fight? En fight en skop en baklei soveel as wat jy kan met al jou laaste krag. Gaan jy opstaan en herlewing soek, want pastoor JP het laasweek gepraat van revival is coming. Herlewing is op pad. Gaan jy fight vir dit? Soek jy daai herlewing? Wil jy ook soos daai bokkie uitgaan en weer in die veld gaan wy en die groen blaartjies vreet en by die waterstrome lê en klein bokkies maak, en ek weet nie wat alles bokkies doen nie, maar wil jy weer herlewing hê? Soek jy dit? Want herlewing is ons. Daar's net een ding wat ons verhoed om herlewing te beleef, en dis ons. Dis ons. Ons praat van herlewing asof dit iets is wat God net 'n spesifieke tyd voor het. Herlewing gaan net gebeur wanneer Jesus sê en wanneer Jesus terugkom. Ja, wanneer Jesus terugkom, gaan ons 'n groot herlewing beleef. Maar ons sien in die geskiedenis dat herlewing het gebeur wanneer die kinders van God besluit het om hierdie woord van die Here hulle eie te maak. Hierdie woord ernstig op te vat en terug te gaan na die Here toe. Dan gebeur herlewing. So wanneer gaan herlewing vir my en jou gebeur? Gaan ek en jy dit soek? Wil jy dit hê? Wil jy dit hê? Miskien herlewing in jou finansies, miskien in jou gesondheid, miskien in jou verhoudings. Wie van julle wat vanoggend hier sit, het nie 'n area in jou lewe wat voel of hy daar in die pad lê en net 'n aanraking van die Here nodig het? Danksy die Here het daai bokkie bygekom. Danksy my vrou het die bokkie vandag nog lewendig. Ek glo dis die wil van God vir elkeen van ons. Herlewing. Dis sy hart. Pastor JP het laasweek 'n skrifgedeelte aangehaal waarvoor ek baie lief is, en is 2 Kronieke 7:14. Sit hom gaan aan. En hy het hierdie skrifgedeelte in diepte met ons bespreek. In diepte. En ek wil hom net vinnig weer lees vanoggend en sê, and if my people
who are called by my name shall humble themselves and pray and seek, crave, require of necessity my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will forgive their sins and heal their lands. Sit gou vir my daai skrif, kan jy hom gou vir my kry in die Afrikaans ook? Ek gaan hom hierso by ons ook lees. As jy hom vir ons daar opsit, sal ek dit baie waardeer. If my people, who are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven and I will heal their lands. Nou ek gaan nie in diepte daai vers bespreek vanoggend nie. Maar daar's 'n konsep daar wat ek wil uitlig vanoggend en dit gaan ons vat na my tema toe. En dit is die woorde, if my people, then I will. As my volk, dan sal ek. Sit vers 13 saam met hom op. Dankie, BJ, ek waardeer dit so baie. As ek die hemel toesluit, en dan sê hy, onder my volk stuur, volgende vers, 14. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, daar is dit. As hulle verootmoedig, as my volk, dan sal ek. En die tema wat ek vanoggend oor wil praat is, herlewing is op pad, maar herlewing ontmoet ons op die pad. Herlewing ontmoet ons op die pad. Wat dit beteken is dat God het reeds die eerste tree gegee. Die Here praat in hierdie skrif met Israel, met sy mense, en dan praat en dan sê, if my people, wat beteken hy het reeds 'n covenant gesluit. Amen. Beteken hy het reeds 'n verbond gesluit. Hy het die eerste tree gegee. Dis nooit ons wat die eerste tree gee nie. Jesus het reeds die eerste tree gegee om die verbond te sluit. En dan sê hy, if my people, if they will humble themselves. So Here wag vir my en jou om die volgende tree te gee. Die volgende tree. Herlewing ontmoet ons op die pad. Maar dit beteken dat ek en jy sal moet op die pad kom. Ek en jy sal moet begin beweeg. Ek en jy sal moet op hierdie journey kom, want die Here wag vir ons. Dan sê hy, en dan sal ek. Die Here wag om iets te doen. Die volgende groot ding, kerk, die volgende groot ding is op pad om te gebeur. En al wat die Here vir my en jou wag is om op te staan en te begin beweeg. If my people, then I shall. En herlewing ontmoet ons op die pad. So blaai saam met my vanoggend na my hoofskrifgedeelte toe, en dis in Openbaring 3. En ek gaan dieselfde konsep daar vir jou uitwys. Openbaring 3, vers 20. Openbaring 3, vers 20, dankie. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe. En saam met hom maaltyd hou en hy met my. Kyk, sê hoor. Onthou julle 2 weke terug het ek gedeel dat as ek en jy die man van môre wil wees, as ons in die volle plan van God wil leef, dan gaan ons moet goed sien wat ons nie met die vlees kan sien nie. Ons gaan moet geestelik sien. Ons gaan moet kan sien wat die Here ons wil wys, wat niemand anders te kan sien nie. En in hierdie Openbaring 3 vers 10, dan 3 vers 20, dan sê Jesus, kyk, ek staan voor die deur. Wie staan voor die deur? Jesus staan voor die deur. Nou, Boeta, kom help my gou hier. Kom staan gou hier by my. Ja, Neil. Kom staan hier, ek gaan jou gebruik as voorbeeld vanoggend. As hierdie 'n deur is, Nila, as hierdie 'n deur is, en jy staan aan daai kant van die deur, en iemand anders staan aan hierdie kant van die deur, kan jy hom sien? Maar Jesus vra van ons, in hierdie skrif, en sê hy, kyk, ek staan voor die deur. Kyk, ek staan voor. Jesus probeer in hierdie skrifgedeelte iets baie duidelik vir ons maak. Hy wil hê ek en jy as kinders van God moet kan sien dat dit hy is wat voor ons deur staan. Dis nie pastoor Dani nie. Kom church. Dis nie jou selleier nie. Dis nie ek wat vanoggend 'n boodskap met jou wil deel nie.
In hierdie skrif vanoggend en in die boodskap vanoggend wil Jesus hê, ons moet kan sien dat dit hy is wat vanoggend voor ons deur staan. Want as ons nie kan sien dat dit hy is wat voor die deur staan nie, dan gaan ons ook nie hoor dat hy klop nie. Niels, staan 'n bietjie nader. Kan jy hom hoor klop? Kan jy hom hoor klop aan jou hart? Jesus sê vanoggend, kyk, ek staan voor jou deur. Kyk, ek staan voor jou deur. Werner? Voor wie se deur staan Jesus vanmôre? Kom aan, yes, ja oom, dan voor jou deur. Voor wie se deur staan Jesus vanmôre? Kom aan, ja, steek op haar hande. Voor wie se deur staan Jesus vanmôre? Kan jy sien dat hy voor jou deur staan vanmôre? Is dit 'n werklikheid? Nee, is dit true? Staan hy voor jou deur vanmôre? Kan jy hom hoor klop vanmôre? Want as jy hom nog nie hoor klop vanmôre nie, as jy nog nie vanmôre beleef dat Jesus direk met jou praat nou op hierdie oomblik nie, dan sien jy hom nie voor jou staan vanmôre nie, maar jy sien my. Kom church. Jesus maak iets duidelik en hy soos, julle gaan moet bonatuurlike goed sien. Julle gaan moet sien dat dit ek is wat 'n begeerte het. Jy gaan moet sien dat ek voor jou deur kom staan vanoggend, church. Elke een van ons wat hier sit vanoggend, die Jesus het 'n afspraak met jou vanoggend. Daar's 'n ontmoeting met jou vanoggend. Dis nie toevallig dat jy hier is nie. En hy staan voor jou deur en hy klop. En hy klop en hy het 'n begeerte. Iemand, hy het 'n begeerte om vanoggend met jou te praat. Hoor jy sy klop vanoggend? Hoor jy sy stem vanmôre? Want hierdie skrif is duidelik. Hy sê, ek staan voor jou deur. Voor wie se deur staan Jesus? Voor my deur. Sien jy hom? Ek sien hom. Hoor jy hom? Nou is my vraag, hoekom? Hoekom staan Jesus voor jou deur? Want jy soek hom. Kom ons gee Neil 'n lekker handeklap vanoggend. Neil, doen my nog een guns. Doen my nog een guns. Loop na daai deur toe en dan klop jy vir my kliphard aan daai deur. Wie van julle hoor die geklop? Wie van julle weet dat hierdie skrifgedeelte staan so 'n bietjie vas? Wie van julle weet dat hierdie skrifgedeelte geskryf is aan 'n kerk? Dis aan 'n gemeente geskryf. Jesus staan voor die gemeente se deure en wie van julle hoor dit? Wie van julle sien dit? Nee, maar die pastoor moet dit hoor en sien. Nee, dis nie wat daai skrif sê nie. Hy sê as jy sou wanneer hy klop, besef, dis nie net die pastoor wat hom moet hoor nie, maar is jy wat hom moet hoor. Dankie Neil, jy kan kom sit, jy gaan die hele dag al laat staan nie. Hoor jy Jesus se klop vanoggend? Hoor jy dat hy vanoggend aan die deur van hierdie kerk klop en sê, daar's herlewing op pad? Dankie. Sien jy dat dit nie ek is wat dit vanoggend sê nie, maar Jesus wat daar staan? Sien jy dat hy vanmôre met jou wil praat en sê dat ek het herlewing vir jou? Ek het beter goed vir jou beplan. Daar is iets groter op pad, maar as ek by die deur staan en klop en niemand maak oop nie, wat gaan kom? Hy sê ek staan by die deur en ek klop en ek klop en ek klop. Ek klop by die deur van jou kerk, ek klop by die deur van jou hart en ek klop. En hy gaan daar staan en klop totdat wat gebeur? Totdat jy oopmaak. En hy gaan aan hierdie kerk se deur klop totdat wat gebeur? Totdat elkeen van ons oopmaak. Nie een of twee nie, totdat elkeen van ons oopmaak, totdat elkeen van ons hoor dat Jesus is hier en hy het 'n begeerte, dit is hy, dis nie die pastoor wat besig is om crazy te gaan nie. Die pastoor het nie te veel vleis geëet en nou het hy drome nie. Dit is Jesus wat met ons praat. Daar is 'n boodskap en die boodskap is dit dat daar is herlewing besig om plaas te vind in hierdie gemeente. En dit is nie my wil nie, dis Jesus se wil. En totdat ons as gemeente dit sien en besef dit is Jesus en ons ore oopmaak, totdat ons dit doen, gaan hy by die deur staan en bly klop en bly klop en bly klop. Maar daar's 'n belofte. Nou ek vra myself hierdie week, is dit soos Jesus, hoekom by my deur? Het jy jouself al daai vraag gevra?
Hoekom is ek so special? Party van julle dink dalk Jesus klop nie aan jou deur nie, want jy dink nie jy is special nie. Ek het nie daai probleem nie. Nee, ek spot dit. Het jy jouself gevra, hoekom aan my deur? Hoekom aan my kerk se deur? Wat maak die Lighuis Middelburg so spesiaal? Ek glo hy klop aan elke kerk se deur. Ek glo en ek klop aan elkeen van sy kinders se deur en hy wag net. En soos ons nou genoem het, ja, maar ek het herlewing gesien toe my oupa hulle, ja, okay, maar dan sit nou weer tyd. Ja, was herlewing in my lewe toe ek wedergebore is en dis 'n paar jaar terug, maar dan is dit nou weer tyd, church. Dis nou weer tyd en Jesus, en ek vra myself, hoekom aan my deur? En ek vind 4 skrifgedeeltes en ek is seker daar is nog baie meer, maar 4 skrifgedeeltes wat ek vanoggend met jou wil deel, wat praat oor hoekom Jesus aan ons deur klop. En jy kan vir my die eerste een aansit op 2 Kronieke 16 vers 9, dankie. Die Here kyk oor die hele aarde, om hulle te help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Neil het gesê, want ek soek die Here. Wat, dan antwoord hy, dan sê hy die volgende, hy sê, wat 'n dwaas was jy nie. Daarom sal jy van nou af gedurig oorlog hê. En as jy hierdie skrif gaan kyk in die konteks waar daar gepraat word, dan sê die profeet aan die volk, dit is nie so dat God weg is nie. Die Here klop aan die deur van elkeen van sy kinders. Hy soek die op hierdie aarde wie hy kan help. Hy staan vanoggend voor jou deur. Wie van julle het hulp nodig in een van daai areas van jou lewe? Hy staan voor jou deur en klop en hy soek die wat hy kan help. Die wat erken hulle het hulp nodig. Hy kom en hy klop aan jou deur en dan sê hy, wat 'n dwaas. Hoekom? Hoekom? Want hy klop aan die deur en niemand maak oop nie. Wat 'n dwaas. Hoekom? Want ek het nie gedink is by my deur nie. Toe ek die geklop hoor, toe dog ek dit is by Neil se deur. Want ek kon nie Jesus voor my deur sien nie. Kom na church. Toe ek die geklop hoor, toe dog ek is by 'n ander kerk se deur, want dalk iewers in Amerika, want dis waar die groot herlewings plaasvind, of dalk iewers in die kus, maar ons deur, my deur. En hierdie skrif sê die profeet, hy sê, wat 'n dwaas. As ek en jy nie die deur oopmaak nie, hoe gaan Jesus herlewing in ons lewens bring? Hy soek, kerk, hy staan voor jou deur en klop, want hy soek die persoon wat sê, Here, ek gaan die deur oopmaak, want ek het hulp nodig. Hy soek die persoon wat in die flats bly, wat wanneer hy geklop in die onderste vloer hoor, die deur oopmaak en kyk of daar iemand vir hom is. Kom nou. Hy soek die persoon wat elke keer wat hy die hoeter hoor, na sy voordeur toe hardloop en kyk of dit nie iemand is wat hom soek nie. Kom nou. Jesus soek iemand wat sê, Here, ek het so groot behoefte in my lewe en ek glo met alles in my dat U die enigste een is wat die plan het om hier uit te kom. U is die enigste een wat my kan help. U is die een wie se plan vir my goedheid en guns is. U is die een wat 'n beter toekoms vir my beplan het. U is my antwoord en Jesus klop aan die deur vanoggend van elke persoon wat hulp nodig het. Wat sê, Here, ek is bereid. Ek sal oopmaak. Die volgende skrifgedeelte rede hoekom Jesus klop, Esegiel 22 vers 30. Ek het gesoek na iemand wat die muur wat die land beskerm kon herbou. Na iemand wat voor my in die gaping in die muur kon staan, sodat ek nie die land hoef te vernietig nie, maar ek het niemand gekry nie. Die tweede rede volgende hoekom die Here voor die deur staan is, hy klop en hy's op soek na iemand. Hy's op soek na iemand wat 'n muur kan bou, sê die ander vertaling. Ek is op soek na iemand wat 'n muur kan bou. Dit beteken hy's op soek na iemand wat bereid is om op te staan en die harde werk te doen. Hy klop aan jou deur vanoggend en hy's op soek na iemand wat bereid is om op te staan en te gaan en die werk te doen om daai verhoudings te herstel, om daai huwelik te red.
Miskien sit jy vanoggend en jy soos Here, maar my verhoudings, my huwelik of my verhouding met my kinders. Jesus staan voor jou deur en klop en hy's op soek na iemand wat sal oopmaak, wat sal sê, Here, ek is bereid om die muur te bou. Kom church. En ek dink soms wat gebeur is, ons hoor die geklop van Jesus, maar ons weet hy gaan van ons vra om dit te fix. Hy gaan van ons vra om terug te gaan en te vergewe. Hy gaan van ons vra om daar by die werk 'n verskil te maak. Hy gaan van ons vra om die persoon te wees wat by die werk weer die oggend begin met skriflesing en gebed. Hy gaan van ons vra om sy naam groot te maak en nie die volgende persoon nie. En my en jou gebed soms is, Here, kom doen U dit. Here, stuur iemand anderste. En Jesus sê, ek het die antwoorde, ek het die plan en ek staan voor jou deur en klop. Ek is die een wat presies weet hoe herlewing in daai situasie waarvoor jy bid te bring, maar ek soek iemand wat bereid is om die harde werk te doen. So wanneer ek daai geklop aan die deur hoor, wie gaan herlewing in hierdie kerk inbring? Ek hoop nie dit is so stil wanneer Jesus daai vraag vra nie. Wanneer ek en jy die geklop hoor, wie gaan opspring en oopmaak? Ek het gedink vanoggend, dankie Neil, ek het gedink vanoggend om iemand uit te stuur en dat hulle klop terwyl ek hierdie doen, en dit was soos 'n freakish moment geweest, almal soos, wat's dit? En dan wil ek laat hy klop en ek staan en wag en sien wie staan op en loop so intoe en gaan maak oop. Jesus staan en klop aan die deur van jou huwelik. Hy staan en klop aan die deur van jou finansies. Hy staan en klop aan die deur van jou besigheid, van jou werksituasie. Hy staan en klop aan die deur van jou verhoudings en hy wag, maar hy soek iemand wat sal oopmaak en sê ek sal die werk gaan doen. Die tweede ding wat hy daar sê is ek soek iemand wat in die bres sal tree, iemand wat in die gap sal staan. Wat hy van praat is dat hy soek iemand wat die belange van die mense op hulle hart sal dra en dit na hom toe sal bring. Nie hulle eie belange nie. En ek wonder hoeveel keer as Jesus aan die deur klop en ons maak oop, dan staan daar iemand wat net sy eie belange soek. En nie iemand wat die belange van die mense om hulle soek nie. En Jesus staan vanoggend en klop by hierdie kerk se deur. Hy staan vanoggend en klop voor jou deur. En hy sê, yes, ek het die planne, ja, ek kan dit fix wat in jou lewe verkeerd is. Ek kan herlewing bring in elkeen van daai aspekte van jou lewe, maar ek soek iemand wat as hy daai deur oopmaak, nie daar staan net vir homself nie. Ek soek iemand wat daar staan vir die mense om hom. Ek soek iemand wat daai deur oopmaak wat sê, Here, ek soek herlewing in hierdie kerk, want daar's mense wat ten gronde gaan wat U naam nie ken nie. Daar's mense wat doodgaan en hel toe gaan en hulle is nooit gered by my werk nie. Here, ek is die een wat daai deur sal oopmaak en ek wil instaan vir my familie en my vriende en ek sal die harde werk doen en ek wil intree nie vir myself nie. Dit gaan nie net oor my nie, maar dit gaan oor elke siel wat herlewing nodig het, nie net ek. Derde skrifgedeelte van Johannes 4 vir my daarop sit, die derde rede hoekom Jesus aan jou deur klop. Jesus sê hierdie woorde, hy sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. Daar kom 'n uur en dit is wanneer? Dit is wanneer? Kerk, glo jy dis nou? Sien jy Jesus voor die deur van hierdie kerk staan? Of glo jy nie dis vir ons nie? Sien jy Jesus voor die deur staan? Hoor jy Jesus klop aan hierdie deur van hierdie gemeente? Kan jy sien wat die Here besig is om te doen? Kan jy sien hoe Jesus besig is om mense se lewens te verander in hierdie gemeente? Kan jy die klop hoor? Kan jy hoor daar's 'n urgency? En Jesus sê hy soek mense wat hom in gees sal aanbid. Hy soek mense wat nie in die vleeslike goed sal vaskyk en so discouraged word dat hulle sal sê God bestaan nie. Maar wat in die gees sal kyk en sal sê selfs deur hierdie storm is God nog steeds goed.
Hy soek mense wat sal opstaan en sê yes, terwyl ander kerke dalk besig is om leeg te loop en besig is om toe te maak, is ons kerk besig om te groei en bereid is om dit te spreek. Bereid is om dit te spreek en te sê die dinge wat dalk nie is partykeer nie, te roep asof dit is, wat glo, wat lewe in die gees en nie in die vlees nie. Hy soek mense wat in die gees hom sal aanbid en nie in die vlees nie. En wanneer Jesus vanoggend aan jou deur klop, hoeveel van dit is vlees en hoeveel van dit is gees? Wanneer jy vanoggend daai deur moet oopmaak, hoeveel van dit wat jou maak sit, is vlees? Hoeveel van die redes wat maak dat jy nie 'n bres slaan vir die Here of in die bres tree vir die Here nie? Hoeveel van dit wat maak dat jy nie 'n muur bou vir die Here by jou werk of by jou familie nie. Nie weer glo aan groter dinge, herlewing in jou lewe, herlewing in jou finansies, herlewing in jou gesondheid, herlewing in daai verhoudings. Hoeveel van daai redes is nie vlees nie? Want dit is wat gebeur het. Dis wat ek gesien het. Dis wat ek beleef. Pastor, maar jy het nie 'n idee waardeur is ek besig om te gaan nie. Hierdie skrifgedeeltes gebeur nie in die Rome tydperke nie. 2 Kronieke 7:14 gebeur in die moeilikste tye waardeur Israel gegaan het. En dan sê die Here, as my volk, as my kinders vanoggend net die klop sal hoor en die deur oopmaak en glo en in hulle gees my begin aanbid en nie net in die vlees nie. Kom church, ons is geesmense. Wanneer ons die Here aanbid, dan is hy goed. Amen. Is die Here goed in die vallei? Is dit dieselfde Here wat goed is op die berge? Kom aan, is dit dieselfde Here wat goed is in die rivier, in die vloede en in die vuur daar buite? Dis dieselfde Here wat goed is. En hoekom is hy goed? Want ons glo dit. Ons vertrou dit, want dit is wie hy is. En omstandighede, die vleeslike goed, gaan nie dit verander nie. En Jesus staan voor die deur van hierdie kerk en klop. En hy staan voor die deur van jou lewe en klop. En hy vra, is jy bereid om verby alles te kyk wat negatief is? Is jy bereid om verby alles te kyk wat verkeerd geloop het of dalk tans verkeerd loop? Is jy bereid om verby dit alles te kyk en te glo dat ek vanoggend voor jou deur staan en ek die antwoorde het en ek dit wil verander? Die 4de rede vind ons hier in Openbaring 20. Openbaring 3 vers 20. En hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, as iemand vanoggend net die geklop hoor, as iemand dit net hoor vanoggend, dat Jesus voor jou staan, hy staan nie voor die hele kerk alleenlik, hy staan voor jou deur en hy klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou. Dis Jesus se begeerte. Dis die almagtige God, die skepper van hemel en aarde se begeerte, dat jy vanoggend die geklop aan jou hart sal hoor. Dis sy begeerte. Dink hoe bevoorreg is ons dat die skepper van hemel en aarde, die heilige God waarvan ons nou gesing het, vanoggend aan jou deur kom klop. En sê ek wil inkom en ek wil saam met jou 'n maaltyd kom hou. Daai skrifgedeelte praat van iets meer as net 'n vinnige takeaway. Hy wil 'n maaltyd kom hou. Ek bid sodat die Heilige Gees jou nou bewus sal maak van Jesus wat voor jou deur staan. Jesus wat vanoggend met jou praat en nie ek nie. Dis Jesus se begeerte om in te kom en te kom sit aan tafel saam met jou. Voorgereg te eet. Hoofgereg te eet. Nagereg te eet. Hy's nie soos die pastoor wat net 'n vinnige koffie drink en jou koekies eet en ry nie. Jesus wil inkom, hy wil by jou kom sit, hy wil jou leer ken. Hy wil jou by die naam ken. En hy klop vanoggend aan jou deur en hy soos, sal jy oopmaak as jy my geklop hoor? Want my grootste begeerte is nie om hierdie 3 goed in jou lewe te verander nie. Yes, ek het die plan.
Ek het die plan, ek het die know-how, ek het die krag, ek het die ability om jou finansies te verander. Yes, ek het die plan, ek het die ability, ek het die krag, ek weet presies hoe om jou verhoudings te verander. Ja, en jou gesondheid, dit kan ek ook doen, maar my grootste begeerte is om in te kom in 'n verhouding met jou te hê. Herlewing gebeur wanneer ek en jy besef dat 'n lewendige God verhouding wil hê met my. Wanneer elkeen van ons in hierdie gemeente besef dat hy klop aan ons kerk se deur en dat hy hier wil wees, dat hy by ons wil inkom en met ons wil fellowship, met ons tyd wil spandeer, sy hart met ons wil deel en ons harte wil hoor. Wow! Glo jy dit nog? Gloei dit nog, hoor wat sê vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Iemand sê halleluja. Jesus sê, hy wil inkom en hy wil saam met jou 'n maaltyd hê en hy wil jou laat sit op wie se troon? Op sy troon. Hy wil jou saam met hom laat sit op sy troon, net soos hy op sy Vader se troon gesit het. Glo jy dit of is hierdie vir iemand anders te bedoel? Glo jy dit? Sien jy dit vanoggend? Hoor jy dit vanoggend? Of is hierdie vir die gemeente van Laodicea bedoel en nie vir die gemeente van die Lighuis nie? Hy wil kom en hy wil saam met jou kom sit in 'n maaltyd hê en hy wil jou laat sit saam met hom op sy troon. Vers 22. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Here Jesus, dis my gebed dat die Heilige Gees vanoggend elke oor in hierdie plek sal oopmaak. Dat U ons vanoggend verligte oë van ons verstand sal gee. Dat ons vanoggend die Gees van God sal vra om hierdie skrif vir ons oop te breek. En laat ons hier sal uitgaan en sê, Jesus het met my gepraat vanoggend. Hy staan voor my deur. Hy klop. En hy klop. Vers 19. Ek wil net eers dit uitwys in vers 21. En hy wat oorwin. Weet julle wat die grootste fight wat ons fight, en selfs vanoggend hier sien ek dit. Selfs hierdie week in my voorbereiding ervaar ek dit. Ons grootste fight is nie met die wêreld nie, ons grootste fight is met die eie ek. Is met my opinie. Terwyl die Heilige Gees hierdie goed hierdie week met my deel, konstant, dan vra hy my, Dani, sien jy? Glo jy dit? Glo jy dat ek voor jou kerk se deur staan? Glo jy dat ek voor jou deur staan? Glo jy dat daar sulke groot goed op pad is? Glo jy dit? Ons grootste probleem is die eie ek. Die probleem is die binnekant. En Jesus sê, as ons die eie ek net kan oorwin, en as ons verby hierdie ding kan kom, wat ons nie dink ons is waardig nie, Jesus sal nie voor ons deur staan nie. Wat sal hy ons laat sit saam met hom, vers 19. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Die liefde van God, net soos die liefde van 'n vader, manifesteer dikwels deur sy tug. Die wat hulle kinders lief het, sal hulle 2 Kronieke 7 vers 14 sê, if my people that's called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. As my kinders wat my lief het, hulle sal bekeer, turn away from their wicked ways, then I will. Herlewing ontmoet ons op die pad. Maar vir herlewing om ons te ontmoet op die pad, moet ek en jy verby onsself kom. Ons moet verby ons eie opinie kom. Ons moet verby die rebellie in ons hart kom wanneer God praat. Kom nou church. Ons moet verby die feit kom dat ons dink agter daai deur staan 'n God wat net wil pak slaag uitdeel en kwaad is, en ons moet besef dat agter daai deur staan 'n God wat jou liefhet en planne het en jou wil help, maar hy vra van my en jou om ons te humble. En ek wil jou vra vandag, wat gebeur in jou hart, church, wanneer die Here met jou praat? Wat gebeur? Wat is die regte respons teenoor die liefde van God wanneer hy met ons praat? Is dit rebellie? Is dit dat ons moet kwaad word? Of is dit to humble ourselves? To repent? Wat gebeur in jou hart wanneer die pastoor praat oor losbandigheid? Wat gebeur in jou hart wanneer die Here praat oor seks voor die huwelik?
Wat gebeur in jou hart wanneer die Here praat oor die huwelik, dat dit 'n heilige instansie is voor God, en dat voor die tyd saamslaap nie met vir hom reg is nie? Wat gebeur in jou hart? Humble jy jouself of raak jy kwaad? Wat is die regte respons wanneer die Here praat? Wat gebeur in jou hart wanneer daar gepraat word oor dronkenskap? Of daar word gepraat oor skinnery? Of lieg? Of daar word gepraat oor jou bydra finansiëel in die koninkryk van God? Wat gebeur in jou hart? Wat gebeur in jou hart? Rebelleer jy? Of besef jy jy's verkeerd? Ek wil jou vra vanoggend, wat is die regte respons wanneer Jesus aan daai deur klop? Gaan ons na daai deur toe en maak hom oop op ons terme, of gaan ons na daai deur toe en sê, Here Jesus, ek vra vanoggend, dit wat U wil doen, kom doen dit. En ek vra vergewe my vir elke ding in my lewe wat ek nie reg doen nie. Ek vra help my, want my doel op hierdie aarde is om U te eer, U te aanbid en nie myself nie. Wat gebeur in jou hart wanneer daar gepraat word van vergifnis? Wanneer daar gepraat word van jy moet die mindere wees en jy moet gaan regmaak, wat gebeur in jou hart? Word jy opstandig? Church, herlewing gaan nie gebeur wanneer ek en jy by die huis sit en die deur toesluit en weier om op die pad uit te gaan en die Here te gaan ontmoet nie. Hy het klaar die eerste tree gegee. Al wat hy vra vanoggend is kom, sit jou voet op die pad, kom na my toe, ek sal jou lewe gee, ek sal jou herlewing gee. Die prodigal son is in die Vader se huis. Hy het alles wat vir hom gegee word. Hy het 'n fantastiese lewe, maar dis sy keuse om uit te gaan en hierdie lewe te gaan geniet. En hy gaan uit en hy spoil alles wat die Here vir hom beplan het, wat sy Vader vir hom beplan het. En hy vind homself in die varkhok en die skrif sê niemand gee hom niks nie. Niks nie. Hoekom? Want hy het gedink sy manier van dinge doen is goed. Hy het gedink dat hy homself kan verhewe bo dit wat God sê reg is. Kom church, die Here roep ons na verhouding toe. Hoe lyk verhouding? Lyk verhouding soos ek en jy sê dit moet lyk, of lyk dit soos hierdie woord sê dit moet lyk? En as ons besef dat hierdie is 'n liefdevolle God en hy weet beter, dan sal ons besef dat hy roep ons vanoggend. Hy roep ons, en die verlore seun dink aan sy vaderhuis en hy onthou dat by sy vaderhuis is dit beter. En die woord sê op pad terug. Op pad terug na sy vaderhuis toe, sien die Vader hom en hy hardloop hom tegemoet en hy gee hom 'n druk. Herlewing sal ons ontmoet op die pad, op pad terug. Kom church, ek wil hiermee afsluit vanoggend. Herlewing sal ons ontmoet op die pad, op pad terug. Op pad terug na die Vader toe, op pad terug na die woord van God toe, op pad terug na geregtigheid toe, op pad terug na goddelikheid toe, nie goddeloosheid nie. Amen. Op pad ontmoet die Vader hom. Die van julle wat daai storie ken is dat toe die Vader hom op pad ontmoet, het hy hom nie verder rebuke nie. Kom church, hy het hom nie verder rebuke nie. Hoekom? Want die kind het reeds besluit, ek gaan die Vader soek. Hy het reeds besluit, hy keer terug. Wanneer jy die Here hoor klop vanoggend, dan vra hy vir jou, maak oop. En as jy daai deur oopmaak, dan is dit nie nodig om jou verder te rebuke nie. Dit is nie verder nodig om vir jou te sê waar jy fouteer nie. Dit is nie verder nodig om vir jou te sê jy is ver van hom af nie, want jy het reeds besef dat jy is van hom af. Jy het reeds besef jy is nie waar jy moet wees nie. En al wat Jesus vanoggend vir jou vra is, maak daai deur oop, ek wil inkom en ek wil 'n maaltyd hê. Ek staan nie voor jou deur met 'n sambok nie, ek staan voor jou deur vanoggend met 'n maaltyd. Ek wil jou in my arms vat en ek wil jou vashou. En ons gaan vanoggend die nagmaal gebruik en ons gaan aansit aan die tafel wat die Here vir ons voorberei. En ek wil jou vra vanoggend tydens hierdie nagmaal of jy nie wil stop vir 'n oomblik en hoor of daar nie 'n area in jou lewe is waar Jesus staan en klop. Dalk al vir jare staan en klop. En net wag dat jy sal oopmaak. Miskien is dit die area waar jy herlewing nodig het vanoggend. Miskien net 'n herlewing in die gees, in die verhouding met die Here. Saam met Jesus gaan